wyn of bier? Nou, Namibiërs is in hierdie hitte liewer vir hulle bier en ons het gaan kuier by Stofpad wat hulle eie bier brou, maar ook 'n Kaapse draai gemaak om te kyk hoe word wyn gemaak. Hou hulle dop. Die een ding waarvoor Namibië bekend is sy bier. Nou, hier by ons is Cornel, hy is die broumeester van Stofpad. Cor, baie welkom hierso by Uitspeel en wat 'n pragtige ensemble het ons hierso. Stofpad se eie bier. Voor ons oor Stofpad se bier praat. Hoekom maak jy bier? Waar kom dit vandaan? Dit is die perfekte antwoord, maar jy moet langer praat want ek het 'n program om te vul. Wel, bier was by alles. Braaivleis, pizzas, burgers. Ons sit op 'n ideale plek. Dis warm hierso. So 'n goeie lager vir 'n warm dag. Werk dit. So dis lekker. Dit is 'n passie. Dit het 'n besigheid begin raak. Dit het lekker begin raak. So ons het projek aangepak en ja, ons is nou al 3 jaar aan die gang. En dit raak net lekkerder en beter. So dit is hoekom ons besluit het ons doen dit en wil dit doen. Het jy nog altyd belang gesê, het jy gedink jy gaan eendag hier eindig dat jy jou eie bier brou? Nooit. Ek het nooit daaraan gedink nie. Ek is baie lief vir bier en drink en so aan en ja, ek het met Jaco eendag 'n onderhoud gehad oor die slaggies waarmee ek besig is en hy het gesê hy het hierdie passie projek wat hy wil graag begin en dit is om 'n mini brouery op te sit. En dit het my brein getikkel en ek wil hom dadelik gesê Jaco, ek vergeet vir alles, ek wil dit begin doen. So dit is iets waarna ek uitsien of kan uitsien na en dit is 'n nuwe challenge vir my gewees en ja, en ek het dit met alles wat ek kon aangevat en probeer die beste maak daarvan. Waar begin 'n mens? Wel, 2 weke in die Kaap rondry, 100 brouery gaan besoek. Nuwe kennisse nog daarom gelukkig, maar dit was naby. Maar dit is ons het 2 weke in die Kaap gaan rondry. Ons het niks geweet van bier nie. Ons het gaan proe na almal. Ons het mense leer ken. Hulle het ons gehelp, leiding gee, leidrade gee waar en wat om te begin en ja, ons het slegte bier geproe, ons het baie lekker bier geproe en nou maak julle die heel ons lekker. het teruggekom en 'n vriend het vir ons gehelp met 'n basiese resep en ons het moes aanpas tot na ons smaak. So nooit gedink nou dag vir Jaco gesê 3 jaar terug waar was ons nou en dit waar ons nou sit. So om dit voel trots daarop. So ons het 'n mylpaal wat ons bereik het. So dit is iets unieks. Dit is reg Namibies. Ja, dit is. En dis 3 jaar later. Waar julle nou is, vertel vir ons so 'n bietjie van wat julle kapasiteit is, hoeveel brou jy, waarheen gaan dit, daai tipe ding. Kyk, in die eerste 3 jaar het ons nou maar net proewe en goed gedoen en so aan, want die alles maar hier tussen ons gebruik en verkoop en bietjie in Windhoek versprei en so aan. Ons het basies nou eers hierdie jaar April maand regtig versprei in Windhoek en so aan. So dit is ook nou nuut. Die mense wat by hier kom bly het en so kon nou elke keer geproe het as ons 'n nuwe bier gemaak het, want dit vat nogal 'n tydjie om 300 liter uit te kry voor ons enigiets wil verander. So ek kan so 28,000 liter 'n jaar brou as ek voltyds brou. Maar ons vat dit maar soos dit kom. As ons sien dit tel bietjie op, dan brou ek bietjie meer. Ja, so ons begin al baie beter in ons mark inkry en so aan. Ons verkoop redelik in Windhoek nou al en ons nou begin met Swakop en goed Walvis wat nou baie belangstelling het en ja, vir al die toeriste om in Solitaire en hier's 'n paar lotjies hieronder ook wat regtig goed doen met ons bier nou. So dit daar's groot belangstelling
tussen die toeriste al vermy. Want dit moet iets baie unieks wees, Ja. 'n lodge in Namibië wat sy eie bier het. Dis wat ons opgemik het. So ons wil hele anders te wees van 'n lodge. Ons wil iets unieks hê, ons wil iets skep vir Namibiërs. So ons wil dit tuis hou. So. Ons gaan vir die kykers nou net wys ook, ons was in die brouery en ons het lekker video footage daar gekry, maar jy het 'n volwaardige brouery hierso. Ja, nee, ek kan 'n bietjie kompetisie skep. So daar is 'n paar manne wat ek wil wys. So. Die name, dis vir my pragtig. Waar kom dit vandaan? Stofpad. Uiteraard. Dit waar sit ons meeste van ons paaie in Namibië is tog lekker om 'n grondpaadjie te ry om 'n yskoue bier te ry. So ons sit hier teen 'n grondpad. Hy is stowwerig. Ons het baie min reën gekry, so die lodge se naam is Stofpad, ons bier se naam is Stofpad. Dit skep in ons area. Dit is streepdonkie. Dis 'n baie unieke dier. Dit is ons zebra. So hy is maar volop in die land. Hy is maar mooi ook. En ja, dit zebra is ja. Dis nie meer wies nie. Dis nou maar wie so. Borodino, ons het baie gesukkel om ons laaste bier se naam te kry en so aan en toe ek het besluit, kom ons noem dit na die plaas. Want dit is sy familienaam. Die plaas van 'n oorspronklike naam. Hy dink is die 3de, 4de generasie is al op die plaas. So dit is oorspronklik die plaas se naam Borodino en dit kom ook van die Rusland, as ek reg is, met oorlog wat in Rusland was, die War of Borodino. So, maar dit is oorspronklik die plaas se naam wat sou in die familie grondpad in ons land en dan ons unieke dier hier op die plaas. So dit is dis ook 3 verskillende biere. Vertel vir ons 'n bietjie van die bier wat jy. Okay, kom ons begin by die moeilikste ene. Dit is nog steeds die lager. Dit het vir my die langste gevat om hom reg te kry. Hy vat ook 6 tot 8 weke om te fermenteer en dan is hy drinkbaar en so aan. Smaak en goed het ons baie mee gesukkel, maar ons het hom eventually daar waar ek hom wil hê, so dat hy nou baie is. Dit is nou maar 'n lagertjie. Jaco van der Merwe, François Coetzee en hulle is die manne van Stofpad. Jaco, ek begin by jou. Jy het vertel 100 jaar is hierdie plaas is julle al hier. Ja, die van der Merwe familie is nou al, ons die 3de geslag is nou al, in 1912 dink ek, is ons op hierdie grond, het my oupa hiernatoe gekom en ons is nou die 3de geslag hierso, of ek altens, Wow. die 3de geslag. So jy het hier groot geword, dit is jou huis hierdie. Ek het hier groot geword op die plaas net langs aan, waar my broer en tans boer en ons is, daar het ons groot geword, maar hierdie grond was deel van die grond, alreeds daai tyd. Ja. So, Waar het julle geboer? Wat het jou ouers gedoen en jou voorouers? Ja, aanvanklik eers met karakoelskape, baie karakoelskape en toe my pa het gesê nee, dit gaan nie werk nie en hy het dit toe oorgegee in beeste. Toe het hy begin om beeste te boer. En toe het ons beeste geboer tot en met in 2020 en weens al die droogtes wat ons heeltyd gehad het, ons besluit nee, wag, dit werk nie meer so goed nie, toe het ons heeltemal oorgeskakel na 'n wildboerdery toe en dan ook in toerisme in. So julle boer met wild hier. Wat se Nee, ons boer nie regtig met wild nie. Julle hou dit nou maar net aan Ons vir het- die toeriste nee. Ons het net meer plek gemaak vir die wild wat natuurlik hier voorkom. Ja. Toe die bees weggeskuif het. So dit Ja, is ja. nou eintlik was eintlik 'n lekker natuurlike verskywing geweest Ja. dat meer wild ingekom het en so ek dink later gaan ons miskien heel moontlik begin om meer met wild te boer as dat ons wild bietjie ingaan, maar op die oomblik is dit meer 'n toerisme ekosisteem. Ja. So ja, dit is Ek gaan nou oorgaan na François toe. Ons is by Stofpad. Nou wie het Stofpad begin? Is dit nou wie se skuld is Stofpad? Ja, dis Jaco of Jaco se François? skuld. Hoe het dit begin? Nee, is Jaco se skuld uit en uit. Ek vat geen verantwoordelikheid nie. Nee, ek en Jaco kom baie jare lank saam. Ons en sy gesin en ons is selfs sy broer hulle. Ek was 'n paar jaar in toerisme betrokke gewees en toe het ek en Jaco al in 2008 het ons al gedreig om ietsie saam te doen in toerisme. En dinge toe nou maar net nie so uitgewerk nie. En
Lang storie kort het ons nou in 2020 toe die regering ons gesê ons mag iets doen nie. Ja. Ons het terwyl ons nou in elk geval niks mag doen nie, Ons kom sal ons julle bou. wys ons sal. Ons gaan nou minder as niks doen, ons kom plaas en ons begin ons te bou. Ja. En toe het ons besluit ons het hierdie droom altyd en ons praat 'n bietjie weer eendag en sit en gesels en ek vertel hom waarmee wat se passie is ek mee besig en wat se kant toe wil ek gaan met so ietsie en ek het so ietsie van toerisme in my kop en hierdie kant en daai kant en toe vertel hy my sy droom en toe sien ons maar die twee is dan nou dieselfde. En toe besluit ons maar kom ons gooi ons chips bymekaar en ons kyk waarmee ons kan uitkom. En hier's al hierdie plek. Ja. Dit is nie dat jy moet plek soek nie, nee. Ja. Ja, so eintlik die hele stofpad projek kom en ek en Frans het dit saam begin. Ons het dit was niks geweest. Toe ek en Frans om gaan sien het gesê kom ons doen ietsie saam en toe het ons gekyk na name en Frans het nogal gehou van die stofpad. Ek sê toe ons gaan 'n bier maak met die naam Stofpad. Frans sê nee, dit klink naam. Dis die naam vir die plek ook sommer en dit So fantasties. die bier was voor die Nee, plaas. nee, ons het al gedink aan die naam vir die bier. Okay. Teen daai tyd, die sê vir Frans die Battle of Borodino. Ja, in Rusland. In Rusland, waar Napoleon in Rusland geveg het. Eintlik die Franse inval in Rusland Ja. waar Napoleon betrokke was in ek dink was 1812. Dis reg. Ek het nou dis net slim klink ek het gou daar opgelees. So maar ja, ek het dit gegoogel maar dit die naam Borodino beteken the war of Borodino. Laat nie nou 'n stukkie Frans nou hier in die Ja, middel ja, van nou. Ja. op die Ja, stofpad is. Dis Nee, reg, ja. op stofpad is. Ja, so dit Wat is julle planne François en Jaco vir uitbrei? Julle het nou al, eers as julle julle sê julle begin met 2 kampplekke en kyk waar is julle nou? Watse planne het julle nou nog vir die toekoms? ek sê 'n bietjie Frans uitbrei oor die lots en dan sal ek net sê waartoe ons aan beweeg met ons. Ja, ons ag, dis eintlik 'n baie moeilike vraag. Ons is redelik unedited op die oomblik. Ons bou soos wat ons hier nood sien. Ja. En soos wat ons die mark volg. So ons het ons hele konsep was Namibië. Ons hele konsep was Namibië eerste en Afrikaans. Afrikaans. Ja. Ons wil terugkom na ons taal toe, ons wil terugkom na ons mense toe. Ons wil vir ons mense 'n plek gee waartoe hulle kan ontsnap uit windhoek uit. Die hele idee is ek het baie jare in 'n kettingwinkel 'n restaurant geëet vir 18 jaar lank want dit was die enigste een wat na my kinders gekyk het. Ja. So ons konsep is dieselfde. Ons kry die kinders happy en dan weet ek Ja. ma en pa kom weer. So dit was die basiese idee in Namibië. En ons idee was indien daar weer so vieslike siekte uitkom dan weet ons brood en botter is gedek Ja. en ons kan Namibiërs uitkry en hulle is tevrede en hulle hou van die plek en ons kan daarmee lewe en dis so die rigting wat ons geontwikkel het met die campsites, eers die luxe campsites en toe nou die self-catering ons het gesien daar's regtig 'n mark daarvoor. Ja. Families bietjie wegkom en so het ons daar in dis selfs ons restaurant die funksies wat ons begin doen en dan net ons nou later het ons toe nou besluit maar nou is ons by die punt dat ons doen goed uit Namibiërs uit, ons naweke is vol, ons Namibiërs is tevrede met die plek, dit wat hulle kry, die dienste en so aan. En dan het ons gesê okay, maar nou volgende stap is die kersie op die koek wil ons dan nou begin so buitelandse toeriste of 2 bysit. Ja. En ek dink dit is besig om nou so stadig maar seker. Ja, dit Maar voel selfs wel. te sien in Namibiërs, die kamer doen baie goed selfs met die Namibiërs. Dit was definitief nie die plan, die oogpunt was in begin in Namibiërs, maar dis hoekom ons toe so 'n bietjie aan hom getweek het om by die punt te kom dat ons sê ons sit die braaiplekkies by en maak dit nie heeltemal self-catering nie. Hy het 'n klein kitchenette. So ek sal nou nie voorstel jy kan bly dan daar vir 5 dae en braai elke aand, oggend, middag en aandete nie. Maar ons gaan 'n klein stelletjie aanhou by ontvangs. En nou so 2 borde mense virke so net. So as jy daar kom en jy besluit maar ek wil vanaand regtig ons verkoop fantastiese vleisprodukte en so, ek wil graag 'n worsie braai of so iets dan moet jy moet dit toelaat. Ja.
hier in Wellington, Weskaap? Parel. O, genade. Dis hoekom jy. Okay, Bert is vir hier. Kom ons Bert sê vir ons, waar is ons? Ons Tussen is- bottels. Ons is tussen bottels by 'n kelder met die naam van Ander Oaks in Parel, Weskaap. Hoe het jy hier beland, Bert? Jy's 'n wynmaker, maar jy's 'n chef. Ja. Is jy van die omgewing? Ek is van die omgewing. Hierdie was my 25ste pars in die Parel Wellington omgewing. Die mooiste pars ooit. Die mooiste pars ooit. Ek verduidelik gou net gou vir Namibiërs, wat is pars? Okay, pars Ons is is droë blomme, dis in 'n boek is pars vir ons, vir Namibië. dis 'n variasie op die tegniek. O, okay. So pars is fisies die druiwe pluk as dit reg is, Ja. invat keller toe, prosesseer en wyn produseer. Het jy dit geswat, Bert? Of waar het jy die Ek het. liefde gekom vir dit? So jy was Oef. hier op Elsenburg. Nee, lang storie. Ek wou graag medies swat op skool. Ek is nie gekeer nie, so ek het BSc geswat, microbiologie, biochemie, fisiologie en sielkunde. Ja. Stellenbosch het my laat weet ek is gekeer, toe sê hulle dat sorry, administratiewe fout. En toe dink ek, wat gaan ek nou doen? Ek wil 'n wynmaker word. Wow. En it was God sent. Ek is so dankbaar om 'n wynmaker te wees. My vrou se wynmaker, my boetie se wynmaker. Ons love wyn. Wat is dit die proses? Is dit daai die skep van dit want jy maak iets, né? Is dit vir jou die lekker deel of wat is dit van hierdie hele wynstorie wat vir jou so lekker is? Oef. Dit maak jou nederig effek van wyn maak omdat jy met die veranderlikheid van die natuur werk. Letterlik. Jy kan nie druiwe vat en nie 'n wyn probeer produseer wat die seisonaliteit reflekteer. Ja. Dit is so lekker om met die natuur te werk en wat die natuur jou bied. Neil Ellis het gesê it's the restrictions of nature that gives personality to the wine. Wow. Dit is vir my geweldig interessant. Wat jy nou praat van die seisoene en daai goed en daar's vir iemand wat 'n absolute leek is met dit. Daar's maniere dit moet in die hang wees, dit moet in hierdie grond wees en dit alles beïnvloed hoe die wyn proe, is ek reg? Ja. En jy is nie 'n leek nie. Okay, ek het Tassenberg gedrink. Ons het almal tassies gedrink. Daar's ek 'n kenner. Een van die groot Suid-Afrikaanse ikone. Ja. En ek is trots om te sê ek het Ja. tassies gedrink en ek sal dit waaragtig vandag nog steeds drink. Fantasties. Op tassies. Die slim mense praat van terroir. Nou Okay. dit is 'n Franse Terrein? ja, Ja. terrein is alles waaroor dit gaan. So dit gaan oor die tipe grond, dit gaan oor die helling, dit gaan oor die hoogte bo seespieël en natuurlik speel klimaat saam met die grond of 'n lokaliteit ook 'n belangrike rol in ons praat van die intrinsieke van die wyn. Okay, nou wil ek vir jou vra nie. Jy het nou gesê jy hou van eksperimenteer. Ons het net die wyn geproe. So ek wil weet, sit jy nou Bertus en dan dink jy, ek sal nou graag 'n rooiwyn wil hê met kojavelgeure of wat ook al en dan nou dink jy dit, maar hoe kry jy dit in praktyk? Want dat jy nou genoem van die helling en al daai goed, so hoe pas dit dan nou in by dit wat jy wil doen? Of jou nuwe ding wat jy wil probeer? Gelukkig en ja, dit kan nou baie lank gesprek wees, maar ek gaan dit so kort as moontlik hou. Madame Philippine de Rothschild, een van die first growths daar in Bordeaux het gesê winemaking is not difficult, only the first 300 years are. Nou wat sy daarmee sê is daarso is soveel wat hulle geleer het deur trial and error. Ja. En ek dink dit is die essence van terroir. Sekere variëteite vaar beter op sekere plekke. So as jy daai as basis gebruik, dan is daar mos nou eenvoudige wetenskaplike beginsels ook wat jy kan toepas. Ja. Byvoorbeeld, as jy Chenin Blanc wil hê wat na guava ruik, yes, dan kan jy 'n spesifieke gis gebruik wat geselekteer is om hoër konsentrasies guava karakter in jou wyn te indiseer. So
Daar's Nie terroir. kitsgis wat jy brood mee waarvoor. Nee, Nie daai, okay, nie nee. daai een nie. Nee, gelukkig nie, want my kinders vrek oor brood. Kan nie brood maak nie. Wat is wat jy maak kos ook? Ja, ek is 'n koek, nie 'n chef nie. Wat is die verskil? Dit klink soos ek. 'n Ek kook koek- net. Kan jy sien hoe kook ek? I'm just cooking. Nee, maar dit lyk of jou metabolisme werk. Myne werk al lankal nie meer. Sê nog vir my. Die verskil tussen 'n koek is 'n koek mag dit opdons. Okay, that's definitely. Ek is 'n koek. 'n Yes. chef mag nie. Oh, okay. Maar jy hou van ook daar eksperimenteer. Gebruik jy Mal oor. gooi jy jou wyn, drink jy jou wyn of gooi jy dit in jou kos? Beide. I love cooking with wine sometimes. Sometimes I add it to the Dan dishes. voel jy dit bietjie anders. Okay, ek wil nou jou vra onthou nou Namibië is bierdrinkers. Dat is. So as ek nou sê I'm a wine virgin. So jy wil nou vir my leer Henriet as jy okay, en ons drink dooswyn Ja. waar ek bly in Windhoek. Waarna moet ek kyk as ek nou die bottel vat? Kan ek vir jou sê hoe koop ek dit? Wat die mooiste label het. So dis hoe ek wyn kies. So dit proe nou nie altyd so hard nie, so dan gooi ek dit nou maar in die kos dat dit verdamp. Tips. Ek soek tips vir as jy nou besluit ek wil rooiwyn drink, wat sal jy voorstel? Sure. Of waarna sal mens kyk? Kyk jy na die jaartal? Kyk jy na 'n bekende naam? Ek dink wyndrinkers oor die algemeen of kom ons sê the whole wine society het hulle eie taal wat eintlik 'n klomp mense wat op daai tipping point is waar hulle self ook wil wyn probeer of met wyn eksperiment. Hulle voel te geïntimideer. Ja, dit is baie stewig vir my. Dis verskriklik. Ja. Dat wyndrinkers hulle eie taal ontwikkel het en daarmee ander mense uitsluit. Ja. Ek bied soveel wine tastings aan waar mense kom met 'n glas en sê hulle, "Wat is ek veronderstel om te proe?" Tog. Dan sê ek weet nie, sê vir my wat proe jy? Ja. Ek kan vir jou sê wat ek proe. Ja. Sommige mense hou van rooi, ander hou van blou. Ja. So ek dink die bottom line is drink net wyn. Ja. Bokswyn of dooswyn is oor die algemeen uitstekende kwaliteit. Ja. En ons is so geseënd met die kwaliteit en die pryspunte. Ja. Die pryse wat ons betaal om 'n boks of 'n bottel dan nou van die rak af te haal in vergelyking met ander wêrelddele. Ja. We are die so spoiled for verskeidenheid, choice. Ja. Ongelooflik. So die punt is ek moenie fout maak nie, ek drink genoeg bier. It takes great beer to make great wine. Sê hulle. Ek drink graag bier, dit hang af van die okasie, dit hang af van die geleentheid. Ja. As jy voel ek wil met wyn eksperimenteer. Ja. Begin dalk met 'n wit, begin dalk met 'n merlot. Ja. Of iets lig, né? Begin net. Ja, dis lig. Ja. Begin nie. Ja. Wyn is 'n ongelooflike diverse wêreld Ja. en die basis van ontwikkeling van enige kultuur. Wat is my laaste vraag wat ek jou vra? As jy moet kies kosse, ons het nou net gepraat van die ribeye, die een wat vir jou ribeye vleis te. Rooiwyn, is dit so rooiwyn by rooi vleis, witwyn by vis, witwyn in die somer, Hoegenaamd nie. rooiwyn in die winter? Hoegenaamd nie. Dis klassiek wat ons net gepraat van pompousness. Ja. So stewigheid, ja. Nee. As wyn vir jou lekker is saam met 'n eier in die oggend, geniet dit. Ons vergeet baie kere dit. Ja. Dat wyn gemaak is vir mense om te geniet. Dis waar. En daar is so baie om te geniet. Ja. Ag, dis baie lekker hier. Ek hou van hoe Bertus verduidelik hoe mens wyn drink. Daar's geen stewigheid nie, daar's niks daaraan nie. Bertus, ek wil weet wanneer kom kuier jy weer by ons? Het springbokke geskiet in my land, wat jy nou net vertel. Yes. 6-7 jaar gelede en dit was ons het geland
op 'n plaas, op 'n privaat lodge in 'n rivier loop. Dit was met in die 'n- suide, nee, of het Ja, wat ja, jy ja, gesê, ja. ja. In die Namibiese kant van die Kalahari en ons het met 'n Pilatus kan ek onthou vliegtuig gaan land in 'n rivier loop en ons is na hierdie lodge toe en ons het gejag en die grootste gedeelte was nie die jag nie. Die groot gedeelte was die Kalahari truffels wat ons uitgehaal het en Maak jy dit met rowing knoffel, nee? ja, ek weet wat, ek sal dit net so rou op eet. Ja. Dis een van die lekkerste goed wat ek nog geëet het. Ja, dis lekker. En in terme van wanneer ek Namibië toe kou, ek wil 3 jaar gelede weer daar gewees het so. Ons het 'n wonderlike land en dit sal lekker wees om jou dae vir 'n glas dooswyn te kry in Windhoek. Namibiese mense, soos ons boere mense is lekker mense. En dit sal heerlik wees om dit saam met jou daar te geniet. Asseblief, dankie Bertus vir die gesels, was baie lekker. Dankie hoor. Cheers.